kom byna aan die einde van die program van Lig op Lig. Vir my, ek is Willem Lombard, dis het 'n besondere voorreg om 'n lang pad saam met hierdie program te loop. Aan die einde van die program lees ons uit hoofstuk 6 van die tweede evangelie, Matteus en dan Markus, hoofstuk 6, gedeeltes uit hoofstuk 6. Ons begin by vers 1. Jesus het daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge en watter besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie die timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is dit dan nie hy wat sy susters hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê het en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus stuur die 12 uit. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle die mag gegee oor bose geeste. Verder het hy hulle beveel om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hy moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarbey het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie van julle luister nie, gaan dan daarvan af weg en skud selfs die stof onder julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie duiwels uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Ons lees dan nou verder vanaf vers 30. Die 12 apostels kom terug. Die apostels het na Jesus teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie 'n kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle toe met 'n skei na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen geloop, om nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Hierdie gedeelte uit Markus hoofstuk 6, vanaf vers 1 tot by vers 13 en dan ook verder by vers 30. Die gedeelte waar hy in sy eie land, sy eie distrik, sy eie dorp nie geëer word nie, en wat hy dan sê, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin. En dan stuur hy die 12 uit, en dan loer ons ook in vers 30 ook die terugkoms van die 12 apostels en wat hulle beleef het. En dat die Here vir hulle jammer was en lief gehad het, dat hy vir hulle een kant toe gevat het, alhoewel hulle nie kans rus gehad het nie, of gekry het nie, hoor ons dat die Here vir hulle 'n tyd wil gee om te kan eet en rus. So moet ons elkeen kyk na ons eie lewe, waar ons is, wat ons doen, hoe vinnig ons dinge wil doen of laat doen. Maar belangriker al, vir die tema van hierdie maand van vorentoe, lees ons dat die Here die disippels uitgestuur het.
Hulle het nie gebly op een plek nie, hulle het nie allemaal by mekaar gebly nie, en hulle het vorentoe beweeg. Teruggekom en verslag gegee, ja, voorwaar, maar ons weet later is hulle weer uitgestuur. Mag elkeen van julle ook beleef, dat die Here vir julle 'n pad in die lewe maak, om vorentoe te beweeg. Ek is seker ons is nie gemaak om op een plek water te trap en net stil te staan nie. Mag het in jou geloofslewe, maar ook in jou lewe, waar jy werk en beweeg, in jou alledaagse tyd en verdryf, moet jou goed gaan. Mag jy vorentoe gaan, op die regte pad, op die goeie manier, sodat jy al jou talente en vermoëns voluit in die koninkryk van die Here gebruik kan word. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly tot in ewigheid. Amen.